In vandag se lesie gaan ons nou weer begin kyk na grafieke. Julle het in graad 8 alreeds kennis gemaak met grafieke. Hierdie lesie gaan nou meer 'n teorielesie wees, waarin ons nou weer gaan kyk na die kenmerke van grafieke. 'n Grafiek is 'n diagram wat verhoudings tussen hoeveelhede aantoon. Nou, om 'n grafiek te teken, het ons met ander woorde 'n kartesiese vlak nodig. Nou, hoe lyk 'n kartesiese vlak nou weer? In 'n kartesiese vlak moet 'n x-as en 'n y-as hê. As ons kyk hoe lyk 'n kartesiese vlak, dan het ons 'n x-as en 'n y-as nodig. Jou x-as is soos jou gewone getallelyn wat ons geleer ken het. As ons byvoorbeeld x gelyk aan 2 wou voorgestel het op 'n getallelyn, dan het ons getallelyntjie gehad. Op hierdie getallelyntjie van ons het ons heelgetal syfertjies gehad. Maar nou om 'n kartesiese vlak te hê, het ons 'n y-as ook nodig. Nou 'n y-as is nou loodreg op my x-as. En hy gaan ook nou net presies hier deur die 0 van die x-asie gaan my y-as loop. So hierdie asie wat nou loodreg is op my x-as, word ons y-as genoem. Net soos my x-as, word hy ook nou opgedeel in my heelgetalle. Die positiewe heelgetalle is as ons boontoe gaan, met ander woorde y is byvoorbeeld nou 1, 2, en as ons afkom ondertoe, dan het ons negatiewe waardes. Met ander woorde, daai gaan -1, -2 en -3 wees. Hierdie puntjie waar 0 is, noem ons altyd ons oorsprong. Daai punt is altyd ons oorsprong en ons praat ook van die koördinaatpunt 0, 0. Nou, met ons kartesiese vlak het ons geordende getallepare. As julle mooi sal onthou, het ons vroeër hier in julle vloeidiagramme gepraat van geordende getallepare. En toe het ek gesê ons sal later daarby kom. Nou met ons kartesiese vlak het ons altyd 'n geordende getallepaar en ons skryf die geordende getallepaar as x en y. Die x-koördinaat kom altyd eerste en my y-koördinaat kom altyd tweede in my hakkie. As ons byvoorbeeld kyk na die punt A, kom ek maak hier 'n puntjie A, wat ons sê is die geordende getallepaar van sê maar my x-waardetjie is 3 en as x 3 is, gaan my y-waarde 2 wees. Nou dit kan ons op ons assestelsel voorstel deur te gaan kyk na my x-waarde, waar my x-waardetjie 3 is, onthou hy kom altyd eerste. So ons kan nou op ons kartesiese vlak gaan kyk waar hierdie punt gaan lê. Onthou my x-waarde kom altyd eerste, so ek gaan kyk waar x 3 is, met ander woorde oral op hierdie lyn is x gelyk aan 3. Nou gaan kyk ek na my y-waarde. My y-waarde is nou 2. Oral op hierdie lyn gaan my y-waarde 2 wees. Daai punt waar hulle ontmoet is met ander woorde die punt 3 en 2. Want my x-waarde is daar 3 en my y-waarde is daar 2. As ons byvoorbeeld kyk na die punt B, kom ons maak B is die punt -2 en -1. Dan onthou jy, nou jou eerste waardetjie is jou x-waarde.
Met ander woorde, hier is my x-waarde. So, oral op hierdie lyntjie gaan x gelyk wees aan minus 2. Nou is my y-waarde is minus 1. So, oral op hierdie lyntjie gaan my y-waarde minus 1 wees. So, waar hulle twee ontmoet, gaan daai punt wees die punt minus 2 en minus 1. Wat 'n baie belangrike eienskap is om te onthou, uit ons oorsprong uit, wat die punt 0, 0 is, sê dit vir ons, oral op my x-as gaan y gelyk wees aan 0, want dit is daai waarde daar. Oral op my y-as gaan x gelyk wees aan 0. Daai is ons oorsprong, so oral op hierdie y-asie is my x se waarde 0. My y se waarde is nou 0 of is 0, 1, 2, minus 1, minus 2 of minus 3 ensovoorts op my y-as. Die volgende teorie wat ons moet onthou is die term onafhanklike veranderlike. Nou wat is 'n onafhanklike veranderlike? As julle nou dink aan julle vloeidiagramme en julle tabelle, is die hoeveelheid wat gemanipuleer word of wat kan verander. Met ander woorde, dit is altyd my onafhanklike veranderlike en op ons kartesiese vlak is dit altyd ons x-waarde. Die vierde terminologie wat ons moet onthou, is ons afhanklike veranderlike. Kan julle nog onthou wat ons gesê het is ons afhanklike veranderlike? Dis reg, dit is altyd ons y-waarde, want dit is die waarde wat afhang van wat x is. So dit is die hoeveelheid wat waargeneem word. Met ander woorde, as die bewerking voltooi is, die antwoord wat ons kry. En dit is dan altyd ons y-waarde. Die volgende terme waarna ons verwys is ons lineêre verhoudings. Ons kry lineêre verhoudings. Hoe lyk die lineêre verhoudings? Hulle vorm 'n reguit lyn. Met ander woorde, as ons 'n lineêre verhouding wil voorstel, dan sal dit 'n reguit lyn vorm. Onthou, ons het ons x en ons y-asie. Daai is altyd ons y-as, die vertikale as en die horisontale as is ons x-as. As ons nou praat van 'n lineêre verhouding, dan is dit altyd 'n reguit lyn. Nou net soos ons lineêre verhoudings kry ons mos ook nie lineêre verhoudings nie. Nou by nie lineêre verhoudings is die grafiek nooit 'n reguit lyn nie. So as ons nie lineêre verhoudings op 'n diagram moet voorstel op my kartesiese vlak, dan het ek my x-asie en my y-asie en 'n nie-lineêre verhouding maak nou nooit 'n reguit lyn nie. So, dit is byvoorbeeld 'n grafiek wat so loop. Of dit kan 'n grafiek wees wat so loop. Met ander woorde, enige grafiek wat 'n kromme in het, is 'n nie-lineêre verhouding. Volgende eienskapie van grafieke of kenmerk van grafieke wat ons moet onthou, is dat grafieke kan konstant, toenemend of afnemend wees. Nou kom ons kyk nou net gou hoe lyk 'n konstante grafiek.
As ons kyk na 'n konstante grafiek, dan het ons ook ons kartesiese vlak, want onthou dit is hoe ons grafieke uitbeeld, is in 'n kartesiese vlak waar ons 'n X en 'n Y-as het. Met ander woorde, ek het my X-assie en my Y-assie, en 'n konstante grafiek sal 'n grafiek wees wat dwars deur die hele diagram 'n horisontale lyn bly. Dit verteenwoordig 'n konstante grafiek. As ons kyk na 'n toenemende grafiek, kom ons teken vir ons toenemende grafiek 'n volledige kartesiese vlakkie met 'n X en 'n Y-as. Die ander is ook 'n kartesiese vlak met 'n X en 'n Y-as. Dis net die eerste kwadrant wat geteken word. As ons kyk na 'n kartesiese vlak, want ons gaan by reguit lyne ook nou uitkom, dan het ons nog steeds ons X en ons Y-as. Nou as ons kyk na 'n toenemende grafiek, dan is dit 'n grafiek wat van links na regs opgaan. Met ander woorde, dit is as 'n grafiekie is toenemend. As jy nou dink dat ek hier as 'n mannetjie staan en ek begin nou hier oploop in daai rigting, dan beteken dit ek gaan opdraand loop. Met ander woorde, dit is hoe 'n toenemende grafiek lyk. As ek links begin en ek loop teen die grafiekie op, dan loop ek opdraand. Die ander grafiek wat 'n grafiek ook kan wees, is mos nou afnemend. As julle nou weet hoe toenemend is, hoe dink julle gaan afnemend lyk? Dit is heeltemal reg. As jy dink oor afnemend, dan is dit 'n grafiek wat van links na regs minder gaan word. Met ander woorde, as ek nou 'n mannetjie is wat hier links op die grafiekie is en ek begin stap, dan beteken dit ek gaan afdraande stap. Met ander woorde, daai grafiek neem af. Dan kan ons ook kry dat 'n grafiek diskreet kan wees. Nou wat beteken dit as 'n grafiek diskreet is? 'n Grafiek is diskreet wanneer 'n grafiek bestaan uit stellepunte wat nie verbind word nie. So kom ons kyk net gou weer hoe lyk 'n diskrete grafiek. Julle het al hierdie werkies het julle in graad 9 mooi behandel. Graad 8. Al hierdie werk het julle in graad 8 mooi behandel. So dis eintlik maar net weer 'n hersiening van dit alles. Hoe werk 'n diskrete grafiek? As ons kyk na ons grafiek, diskreet is dit maar stellepunte wat voorgestel word wat nie verbind is nie. Dit is 'n prentjie van 'n diskrete grafiek. Nou, 'n grafiek kan kontinu wees. Wat beteken dit as hy kontinu is? Dit beteken hy het stellepunte, maar hierdie stellepunte word aan mekaar verbind. Met ander woorde, hulle loop aan mekaar vas. So as ek dink aan 'n kontinue grafiek, dan is dit stellepunte wat aan mekaar verbind is. Met ander woorde, dit is enige grafiekie wat jy nou aan kan dink soos 'n reguit lyn, maar selfs 'n reguit lyn wat nou so loop en dan nou weer, kom ons teken net 'n beter ene, dit kan soos 'n reguit lyn wees. Kontinu beteken dit is stellepunte wat aan mekaar vas verbind is. Met ander woorde, jou punte word verbind.
'n kontinuë grafiek kan ook mos nou toenemend stygend of dalend of konstant wees. Volgende terminologietjie wat ons moet onthou is ons maksimumwaarde. Nou ons maksimumwaarde gaan altyd oor ons afhanklike veranderlike. Nou watter een is nou weer ons afhanklike veranderlike? Dis reg, ons maksimumwaarde gaan oor ons y-waarde, want ons y-waarde is altyd die afhanklike veranderlike. Nou ons maksimumwaarde is altyd die hoogste waarde van die afhanklike veranderlike. As die maksimumwaarde van die afhanklike veranderlike die hoogste waarde is wat die y-waarde kan wees, wat sal die minimumwaarde dan wees? Dis reg, die minimumwaarde gaan ook oor die afhanklike veranderlike, wat mos my y-waarde is, so die minimumwaarde is die laagste waarde wat die y-waarde kan hê. Hierdie is dan al die inligtingkies rondom die kenmerke van grafieke. Ek gaan vir jou 'n huiswerkoefeningkie gee wat jou kan help om net weer hierdie terminologie vas te lê. Geniet die huiswerk probleempies, dit gaan jou help om die werk mooi te verstaan.